Goeiedag almal. Ons het al oor 'n tydjie van eintlik 'n hele paar jaar so uit COVID. Is 'n pandemie met mekaar saamgeloop so in die vorm van oordenkings om saam met mekaar te reis. Iets kort wat ek saam met my kan vat in die dag. En ons het gedink om dit so 'n bietjie 'n nuwe baadjie te gee, met 'n nuwe tema. En dit is vir ons lekker om dan altyd so saam met julle te mag reis. So ons wil eintlik vra, as daar interaksie is so met die teks en iets val jy dalk op, of jy wil dalk iets met ons deel, dat jy dit sommer so in die kommentaar van deel daar by ons YouTube kanaal, of op die Facebook blad, daar, dat jy vir ons kan sê, ons gaan so 'n bietjie 'n paar vragies vra, en deur die loop van die week, met die bepaalde teks wat ons elke dag gaan behandel. En ons het dit goed gedink, om so 'n bietjie stil te staan by die tema van by die lig. So, ja. Ja, by die lig, as ek kan sê, die gemeente se visie, u lig dring ons om lief te hê, en in ons gesprekke het dit eintlik so mooi by ons geland om te sê, die Christuskers is in ons midde, en ons vind eintlik ons inspirasie en ons hoop en ons krag by die lig, wat ons dring om lief te hê. En dit is hoe ons ook vorentoe onsself gaan inprop by die lig, om deur die lig bekragtig te word, toegerus te word en gestuur te word uiteindelik. So. Dankie, en ek dink, dit is vir my en Gerard ook baie lekker om dit so saam met julle te kan doen, vir julle wat ver is en julle wat naby aan ons is. Ek dink sommer so, vanoggend gaan ek so probeer om so iets daarvan dalk al vir julle te wys. So ons gaan 'n teksgedeelte kies, en die teksgedeelte gaan ons dan gebruik om letterlik eintlik te wandel in die woord vir die week wat kom. So ons gaan vir jou 'n begeleidingsvragie op die skerm laat verskyn of laat hoor, wat jy dan gebruik om so na die teks luister of dit weer lees, en dan gaan jy daardie vragie vat vir die dag en so 'n bietjie daarmee omgaan met die teks. So ek sal graag so 'n gedeeltetjie saam met jou lees vanoggend, so aan die hand van Johannes 15. Ek lees daar vanaf vers 9. Johannes 15 vanaf vers 9. Julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel, om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. So vandag se vraag, as jy hierdie teksgedeelte so hoor vanoggend, daarna luister of dalk self daarna dit lees, dan is vanoggend se vraag, wat in hierdie teksgedeelte spring in jou op? Watter gedagte staan vir jou uit? Jy kan dit nou iewers vandag gaan neerskryf of memoriseer, of sommer net dalk daar in die kar waar jy hierna luister, net daaroor dink, en dan ook so oor hierdie teks nadink. Môre kom vra ons vir jou die volgende vraag vir refleksie. Baie dankie Dion, is 'n groot voorreg ook, en dankie dat julle saam met ons op reis is, en soos wat ons altyd ook so saam is, kom ons word stil en buig ons hoofde voor die Here. Wonderlike Here, dankie dat ons by u lig ingeprop kan wees, en dat u woord vir ons 'n lig word, 'n lamp op ons pad, dat u woord letterlik ons lewens sal verlig. Here, en dat Johannes 15 in hierdie week ons reisgenoot sal wees,
en op verrassende wyse u woord vir ons sal kom voed, ons sal kom leer en dat dit in ons harte neerslag sal vind. Dit is ons bede, o Here. Dit bid ons in die naam. Amen. Geseënde week vir jou en ons sien uit om elke dag op so 'n wyse te hoor hoe hierdie teks met jou praat. Mooi bly. 'n mooi en 'n geseënde dag.